nou self so 'n geleentheid gehad, net om 'n bietjie asem te skep. Maar dit is nogal 'n lelike vraag daai. So waarom dien ek hom? Wel, jy sien, ek dien hom want ek gaan hemel toe. Iemand vra nou vir my die vraag toe ons hier sit, maar hoe weet ek dat ek hierdie ding oorgegee het? Hoe weet ek dat ek inderdaad afgegee het? Hoe meet ek dit? Dis 'n interessante vraag. Maar nou kom ek na jou toe en ek sê, oké, nou waarom het jy hom aangeneem? Wel, hulle het vir my gesê, as ek hom nie aanneem nie, gaan ek hel toe. Oké, so dat jy hom aangeneem, sodat jy kan hemel toe gaan. Ja, kom ek help jou net. Staan nie hier nie. Dit is nogal 'n skop. Kom ek lees vir jou hierdie skrifgedeelte in Johannes 17. Jesus is aan die woord en hy praat met die Vader. Nou ek wil vir jou in die Engels lees, ek lees die Bybel in Engels. Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may also glorify you. As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. Luister mooi. That he, dis Jesus, should give eternal life to as many as you have given him. Dis iets wat hy vir jou gee. Dis waarom ons sê, dis 'n gawe van God. Die ewige lewe is wat die Seun vir jou gee, vanweë dit wat hy aan die kruis gedoen het. Want aan die kruis het hy die volheid van die lewe ontvang. Vers 3. And this is eternal life, that they may know you. Daar sê. So wat is die ewige lewe? Om God te ken. Wat is die boodskap wat jy moet hoor? Hou op om te lewe in die toekoms. Hou op om te lewe en te smag na die dag wat ek hemel toe gaan. Ag Here, mag jy asseblief net kom en my laat ontsnap vanuit hierdie wêreld. Nee. Jy het 'n gawe gekry, daardie gawe is die ewige lewe, daardie gawe is die lewe van Jesus. Vandag. Jy kan vandag saam met hom loop. Jy kan vandag hom leer ken. So waar lê die probleem? Want ons ken hom nie. Ons ken hom nie, ons weet nie wie hy is nie. Weet jy wie hy is? Weet jy wat is die toets? As jy weet wie hy is, hoekom vrees jy? As jy weet wie jou pa is, waarom bekommer jy jou? 'n eenvoudige voorbeeld wat ek altyd gebruik, my familie is, as ek met my vrou daaroor praat, dan sê ek, dan kyk ons na alles wat rondom ons gebeur, ons kyk na alles en dan kan ek voel hoe tel die vrees op en sê ek, en waarom sal ons vrees? Ek gaan na my kinders toe, terwyl hulle klein was en sê, luister hier, ons gaan dinges, ons gaan met vakansie. Hulle vra nie vir my, hoe ver gaan ons ry, hoeveel petrol is daar, en waar kom die geld vandaan, en hoe werk het nie? Want ek weet nie, dat hy my pa is nie. Ek weet nie, dat hy net goed vir my bedoel nie. Ja, maar Krause, jy kan nie dit sê. Kyk hoe draai dit, kyk hoe verander dit in mense se lewens. Nee, wag net so 'n bietjie. Wag net so 'n bietjie. Ek moet hom ken. Dis die kern. En die vraag is, ken jy hom? Is hy alles in jou lewe? Jy sien, ons het ander goed wat alles is in ons lewe. En ongelukkig gaan jy nou kom by die plek waar jy daarmee gekonfronteer moet word.
Want ons het 'n prentjie wat ons lewe. Ons kom in ons lewens in met 'n prentjie. Ek meen, my kleinkinders is nou hier en staan er 2, staan er 3. Hulle het nou al 'n prentjie van hoe hulle gaan lewe. Hulle het nou al 'n prentjie, die karre en die huise en hoe dit werk. Jy sien, nou kom ons by Jesus uit, en dan moet hy ons prentjie gee. Maar ons is eintlik in beheer, so ons loop eintlik in 'n verhouding met hom, waar ons nou die verlas op ons het, om hier die lewe van ons uit te werk. Ons het die las op ons, om die prentjie wat ek het, te laat werk. En nou help hy my net, so waarom, wat nou eintlik gebeur is, hy moet die moeilikheid laat weggaan. Van na die dag, vir 'n ander ou, sê ek vir hom, sê vir my, hoekom die Here, en sê, nee, hy laat die moeilikheid weggaan. Hoor, ons leef so, want ons ken hom nie. Ons leef in lineariteit, en dit het alles verdraai. Nou, waarvan praat jy? Weet jy hoe leef ons as kinders van God? Ons het die heeltyd 'n vooruitskouing en 'n vooruitsig en 'n begeerte na die hemel. Ek was ook daar. Ek is die eerste met my hart opsteek. So hoe leef ons? Ons leef op aarde, kyk nou mooi. Ons leef en leef en leef en leef en leef. Nou ergens in die lewe van ons slaat ons 'n graf. Daar is die graf, hy gaan in, ons gaan deur die graf, ons gaan uit, en dan kom ons uit. En dan begin ons saam met die Here lewe. Kyk hoe klim die grafiek. Nou is ons in die hemel, want die hemel is nou vir ons die ewige lewe. Dis nie wat die skrif leer nie. Dis nie wat die skrif sê nie. Jesus is alles in almal. Hy moet die hoogste goed in jou lewe wees. Hy moet die prominentste in jou lewe wees. Want hy het die graf toegegooi. Daai graf wat jy deur wil gaan, hy is toegegooi. So eintlik kan jy op hierdie punt begin lewe vandag, en omdat jy hom leer ken, begin jy saam met hom loop, jy begin saam met hom stap, in die lewe waar ons vandag is. Gaan jy nou 'n goeie lewe hê en alles gaan uitwerk? Nee, inteendeel. Want die vraag is, hoe meet jy goed? Wanneer gaan dit met jou goed? Ons het 'n prentjie. Ons het 'n prentjie in die kerk, hoe die kerk moet lyk. Ons het 'n prentjie hoe die kerk moet loop. Ons het 'n prentjie van al die goed in ons lewe, en Jesus moet daai prentjie laat uitwerk. En ek is in beheer van my prentjie. Weet julle wat? Het is glad nie waaroor dit gaan nie. Glad nie. So kom ek help jou. Het jy ooit gaan sit en dink, waarom het Jesus dan gesterf? Vir watter rede het Jesus kruis toe gegaan en gaan sterf? Nee, vir ons sondes. Ja, is maar net 'n middel tot 'n doel. En waarom het hy eintlik gaan sterf? Want hy soek 'n bruid. Hy het hierdie verlange na jou, om jou lief te hê. Hy het hierdie verlange na die mensdom, wat ons nie kan verstaan nie. Hy het 'n verlange na jou, om net saam met jou te loop. Hy het 'n verlange daarna, dat jy hom moet toelaat, sodat hy jou kan lief hê. Dis waaroor dit gaan. So hoe bring jy vreugde tot sy hart? Laat hom toe, dat hy jou lief het. En gee jou lewe vir hom, dat hy daarmee maak wat hy wil. Maak nie saak wat hy doen nie, maak nie saak waar hy is nie. Jy sien, ons kom eintlik uit ons verhouding uit met 'n troue.
Ek het al so 'n paar troues deurgemaak. Waar gaan het? Gaan met die bruid. Die blomme, in die tyd, as ek daarna kyk, dis al waaroor het gaan, in die familie beklei, en hulle beklei oor wie kom op die lys, en wie kom nie op die lys, jou pa het alweer te veel mense op die lys, waarvoor wil hy al sy vriende hê nie? Weet jy waar gaan hy eintlik? Met die bruidegom. As jy kyk na die huwelik in die woord, gaan dit oor Jesus wat kom. Wat het hy in gedagte? Wat het my bruidegom in gedagte vir hierdie dag? Manne, maar ek wil jou vertel, nou raak het wild aan die ander kant van hierdie TV-skerm. Maar is dit nie so nie? Ek wil jou vra, wat het Jesus in sy hart as hy jou kom haal? Wat is dit wat in sy hart is? Waarom het hy nie die voordeel dat dit alles om hom gaan nie? Want die bruid is besig om haar voor te berei vir die bruidegom. Nie so sy dink nie, nie so sy wil nie, nie met haar prentjie nie, maar hoe lyk sy prentjie? Hoe is sy prentjie opgestel? Sien, nou verstaan ons dit nie, want dis nie wat ons wil hoor nie. Want dit moet met ons goed gaan op aarde. Dit moet met ons voorspoedig gaan. En Jesus moet sorg dat dit gebeur. Ek nou jare gelede hier in vroeë 90's het ek baie saam met wat was sy naam, oom PD Leroux was 'n ou AGS pastoor het afgetree, maar daai ou het my getrek. Ek het altyd so na hom gekyk en gedink, jesuslik hierdie ou is, nou is ek so 'n jong ou. Ek het net so na hom PD gekyk te sê ek wil net by hom bly. Ek wil net agter hom in slot. Ek sal sy boeke dra, ek sal sy Bybel ronddra, dan gaan in die aande as ek nou van die praktyk afkom, dan moet ek nou saam met hom gaan ry. En dan het hy altyd vir my so gekyk en gesê, Boetie, jy's vry, ne? Dan sê ek, luister my oom, jy het nie 'n idee waarvan jy praat nie. Ek het nie 'n klou waaroor jy sê nie. Maar ek het my iets geleer. Wel, onder andere. Want hier nou een aand toe kom ons terug van Rustenburg af en hy sê vir my, nou sê nou vir my, nou, wanneer gaan dit nou goed? Toen ek nou lang gedink, toe sê ek, wel, weet jy wat, Imperium, dit gaan goed as ek nou die einde van die jaar dit kan hê, en as ek nou die einde van die jaar nou my huis kan klaarbou, en ek kan nou, en hy sê, nou het ek geluister na al die goed wat jy sien, wanneer dit met jou goed gaan. Toe sê vir my, dink jy nie, dit is relatief nie. Sê ek, waarvan praat jy? En hoe is dit relatief? Sê vir my, vir die persoon in Rwanda, gaan het goed as hy vanaand brood het om te eet. Toe sê vir my, vir 'n ander persoon gaan dit vanaand goed, want hy het 'n bord kos wat hy kan eet. En hy sê, nou, wanneer gaan dit met jou goed, my broer? Sê ek, Jesus op hier, en ek nie 'n klou nie. Hy sê, kom ek help jou. Wanneer jy reg in die middel van God se wil is, en jy wandel in sy teenwoordigheid, dan gaan dit met jou goed. Ek wil dit weer vir jou sê. Wanneer jy reg in die wil van God is, reg slap bang, en jy wandel in sy teenwoordigheid, dan gaan dit met jou goed. Al sit jy in 'n tronk. Al is hulle besig om al jou goed onder jou weg te dra, dan gaan dit met jou goed. So die teenwoordigheid van God, wat saam met jou elke dag, saam met jou moet gaan, dit is jou maatstaf. Nie jou kar waar jy ry nie, nie die huis waarin jy bly nie. Het ek die vrede van die Here wat om my hang.
Weet julle, as julle 'n bietjie gaan kyk na die kom ons praat van die meer moderne, die laat 1900s, laat 1800s, vroeg 1900s, al hierdie ouens wat deur daai martelgange gegaan in China. Ek dink aan Wurmbrand, ek dink aan Brother Yun. Weet jy wat sê Wurmbrand? Hy verlang partykeer terug na die dae wat hulle op die tronk gemartel het. Want het nog nooit weer die teenwoordigheid van God so in sy lewe gevoel, soos die dae in die tronk nie. So wat is jou maatstaf, broer? Wat is jou maatstaf? Jy sien, ons het 'n bietjie van 'n wanaanpassing hier. Ons is 'n bietjie gebreklik. Want daar's twee maatstawwe. Daar's 'n maatstaf van die mens en daar's 'n maatstaf van God. Waarom sê ek so? Wel, kyk hoe tree ons op. Hier ry Jannie verby, of Jan of San, en jy het hulle laas op skool gesien, en jy kyk so en jy sê, man, maar dit gaan goed met hulle. Hoekom sê jy so? Waarom sê jy dit? Want jy meen dit aan sy materiële stand. Jy meen dit aan sy kar, jy meen dit aan sy huis. Sê net vir my, as jy so 3 dae in sy huis gaan bly, dan kyk jy, wat vind jy uit? Papi het 'n bietjie van 'n probleem met die drank, hè? Hy maak 'n bottle White Horse seer. Mami verstaan van skree, want papi is besig om haar mal te maak. Maar dit gaan met hulle goed. Want ons meet dit aan die materiële posisie. Jy sien, die dogtertjie het daar so pas oorgegee aan dwelms. En hulle weet nie wat om met haar te maak nie, want haar koppie is besig om uit te haak. Maar dit gaan met hulle goed. Wat 'n wanaanpassing. Maar Krause, wanneer gaan dit goed? Wanneer ek weet dat ek in God se wil loop en in sy teenwoordigheid staan. Ek onthou 'n paar jaar gelede, ek het dit al van tevore in my getuienis ook gehad, dus dit 'n paar jaar gelede is nou vir my, onthou as ek praat van 'n paar jaar, dan is dit regtig 'n paar jaar gelede. Ek onthou het ek gesit as 'n jong advokaat wat besig is, hoe noem jy dit? Hy is besig om nou opgang te maak, hy is nou besig om bekendheid te verwerf. Vra ek vir die Here, ek is jou seun. En weet jy, omdat ek jou seun is, behoort ek eintlik soos 'n prins te wees. So ek wil net weet, waar is my strandhuis? In die plaas, die jagplaas, want onthou, my mede-kollegas wat op daardie stadium saam met my gepraktiseer het, die jagplaas en die huis in Waterkloof, en hy ry 'n Porsche, en sy vrou ry 'n groot Mercedes, en ek wil nou net weet, waar is myne? Waar is my goed, Here? Hoekom het ek dit nie? Want hoekom? Ek kom self uit daardie plek uit, waar ek vir myself gesê het, maar dit is sukses. So alles wat ek besig is om jou te vertel, en alles wat ek besig is om jou te leer, het ek self van my eie lyf gevoel. En dit het 'n lang tyd so aangehou, en ek het gesukkel omheen, en toe eendag, toe sit ek so en kyk, en ek sien 'n boekie in my boekrak, en die Here sê vir my, trek daai boek. En daar begin 'n ekskursie. Ek kan nou vir jou een na die ander boek vertel, en hoe ek die een boek gelees het, en daarna gekyk het, en nader toe sê ek, nee, dit kan dit glad nie wees. My vrou koop toe vir my 2 ander boeke, sy weet nie waarmee ek besig is nie, sy sê, ek voel nie die Here wil hê my na hierdie 2 boeke kyk. Waaroor gaan die 3 boeke? Die 30 minute voor sy troon. Dan meet God jou aan sy liniaal. En ons dink daai liniaal is een van, jy het hierdie sonde gepleeg, jy het daai sonde gepleeg, jy het so gepleeg. Weet jy wat, jy was 'n slegte mens, jy word verdoem tot die hel. Kry daai prentjie uit jou kop uit. In daardie posisie waar ek daar staan,
gaan ek rekenskap gee van dit wat hy in sy hart gehad het, wat ek op die aarde moes leef. Hy gaan daar vir my vra, in watter mate het ek met hom gesinkroniseer? Sê nou vir my, is dit nie 'n bietjie iets anders op die tafel nie? Wanneer is jy dan suksesvol? Wanneer ek met God kan harmonieer? Wanneer is jy dan suksesvol in jou lewe? Hoe kan ek myself sien as hierdie suksesvolle persoon? Wanneer Jesus Christus sentraal alles in jou lewe is, en dit gaan net oor een ding. Here, is ek in die middel van u wil? My broer, solank jy in beheer is, gaan nie werk nie. Solank jy besig is om te kyk waarmee jy doenig is, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie oor jou nie. Sy teenwoordigheid is alles. Ek wil jou weer vra, waarom dien jy hom? En nou raak ons die motief aan. En kom ek vertel jou, die dag as jy die Here aanneem met die verkeerde motief, met 'n verkeerde benadering, met 'n verkeerde gesindheid, is alles skeef. Alles daarna is skeef, alles loop skeef, alles is, dis net nie reg nie. Here, net om u te ken. Net om u toe te laat om my lief te hê. Al verstaan ek het glad nie. Kyk, hierdie ding van 'n man wat my lief het en so is bietjie vreemd vir 'n ou oom. Dit is bietjie vreemd. Maar dis waaroor dit gaan. Ek moet sy hartstog, wat hy in sy hart het, vervul. En daardie hartstog is om die mens lief te hê. Ek moet vreugde vir hom bring, want ek loop reg in die middel van sy wil. Al sit ek in 'n tronk. Ek moet vreugde vir hom bring, want die boek wat hy geskryf het, die boek wat hy oor my lewe uitgebring het, moet ek uitleef, sodat ek voor hom kan staan eendag, en hy my met blydskap kan ontvang. Is dit jou motief? Ek wil jou vra om daai gebed na hom toe te vat. En kry jou motief uitgesorteer. Here, ek wil u leer ken. Vader, ek wil in die volheid van u lewe. Weet jy, kyk daar die gebed wat Paulus daar in Efesiërs 3 bid, nee. May I be deeply rooted and grounded in love, that I may be filled through all my being unto the fullness of God, dwelling in his presence. Daar sy. Bid daai gebed uit jou hart uit. In voorbereiding vir ons toetrede tot die verbond. So ek gaan julle vra om deur dit te werk, daarna te kyk, en dis hier waar jou vrae nou kom, dis hier waar jy nou gaan sit en vrae vra, en dis nou hier waar jy nou gaan sit en sê, maar nou, hoe kan ek dit nie verstaan nie? Skryf jou vrae neer, ons wil kyk, as julle vrae het, moet julle dit onder ons aandag bring, julle hoef nie vir ons die vrae te stuur nie, maar die idee is dat ons by mekaar kom, dat jy oor 'n tafel met my kan sit, en vir my sê, maar ek het hierdie vraag, ek verstaan nie. Hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy dit sê? Ek wil nie 'n stryery hê nie. Maar as jy stry oor wat ek sê, kan ek jou nie help nie. Maar kom ons kry net ons koers reg ingestel. Kom ons kom net op die regte plek, waar ons vir mekaar sê, dis hier waar ons begin. Ek lê lineariteit in my lewe neer, en die beheer word oorgegee aan God,
Want hy is so lief vir my dat ek dit nie kan verstaan nie. En dan groet ons mekaar, tot ons mekaar weer gaan sien. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream.